Geliefdes, dit is moontlik dat 'n mens Kersfees kan vier sonder dat 'n mens werklik dit waarvoor Jesus gekom het in hierdie wêreld, waarvoor hy mens geword het, waarvoor hy sy lewe kom prysgee het en waarvoor hy opgestaan het uit die dode. Dis moontlik dat 'n mens Kersfees kan vier en iets van dit kan mis. Dis moontlik dat 'n mens 'n gelowige kan wees, dat 'n mens lief is vir die Here, dat jy bely dat jy 'n verloste kind van die Here is en dat Jesus in jou lewe is. Dis moontlik dat jy al daai goeders kan hê en kan bely en nogtans iets van die lewe wat Jesus vir ons wil kom gee deur sy koms in hierdie wêreld, nogtans iets van dit kan mis. Dat dit by mens kan verbygaan. En ek praat nie net van of 'n mens nou 'n kind van die Here is en of jy nou hemel toe gaan en of jy nou nie hemel toe gaan nie. Dit gaan oor baie meer as dit. Jesus se koms was tog nie net om vir ons hemel toe te neem nie. Jesus se koms is om ons in 'n verhouding met God te kom sit. Dis tog waaroor die hemel mos gaan eendag. Sommer 'n verhouding met die lewende Here te kan leef hier en nou reeds. Jesus se koms in hierdie lewe het 'n stuk verandering, vernuwe, transformasie in ons lewe teweeg kom bring. Dis wat hy wil doen. Hy wil vir ons bring by die punt waar ons werklik die mens is wat God bedoel het ek moet wees. Dis baie meer as om net te dink ek gaan hemel toe. En die twee is aan mekaar gekoppel, nê? Hoe meer ek verander, hoe meer daar transformasie in my eie lewe is, hoe dieper wandel ek met die Here. Die twee staan nie los van mekaar nie. Om God dieper te ken beteken juis ek gaan dieper met my eie transformasie. Skrywers wat hieroor geskryf het, sê so mooi, hoe meer jy jouself ken, hoe meer leer jy vir God ken. Hoe meer jy vir God leer ken, hoe meer ken jy jouself, want hy woon nie in my. Hy's hier, hy's op pad met my, hy's besig met my. En is moontlik dat ek as gelowige dit kan mis in my lewe. Hierdie hele koms van Johannes die Doper verduidelik vir ons iets daarvan en vertel vir ons iets van wat is die rede waarom 'n mens Jesus se koms en dit wat hy wil doen en die werk wat hy kom doen het, dat ons dit kan mis. Die teksgedeelte begin deur te vertel van 'n klomp magtige mense se name, die heersers in daardie tyd wat oor die verskillende provinsies in die Romeinse ryk kom regeer het. 'n Klomp moeilike name wat 'n mens sukkel om uit te spreek. Ek was nou amper vanmôre lus om soos die predikant wat in die VGK kerk gepreek het en hy preek oor Daniël wat daar by die beeld waar die mense voor die beeld moes gebuig het. En nou staan daar in die teks, ek weet nie of jy dit al gesien het nie, maar daar staan in die teks en toe speel die liter en die harp en die sitar en dan word daar klomp sulke instrumente elke keer genoem. Dan lees jy so 'n bietjie aan en dan staan daar en as hierdie klomp goed nou weer speel, dan buig die mense en toe die man, die dominee so by die tweede keer kom en hy moet al hierdie goed lees, toe hak hy af en hy sê en toe speel die band maar weer. So ek wil nou ook vanmôre amper gesê het, al hierdie heersers, hulle was daar en die teks begin met dit. En die teks vertel ons van magtige mense. Vertel ons van vername mense. Dit vertel ons ook van Ananias en Kajafas, die twee hoëpriesters, die leiers van die kerk, die mense na wie almal opgekyk het,
Die grand mense word daar vir ons van vertel. En dan word daar gesê, en dan kom daar 'n man uit die woestyn uit, so eksentrieke ou, Johannes. Hy het sulke lang hare gehad. En hy het daar van die veld afgelewe. En die interessante ding van Johannes was dat hy was gebore uit 'n ouer paar wat kinderloos was, en toe gebeur die wonderwerk toe Johannes gebore is. As jy daai tyd kinderloos was dit 'n teken dat jy nie God se seën op jou lewe het nie. Hulle het die assosiasie gemaak, die Here het die mense geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder. En as jy nie vrugbaar is en vermeerder nie, dan het jy nie die Here se seën op jou gehad nie. Dis hoekom dit so verskriklik was, as jy kinderloos was in daardie tyd. En Johannes word uit 'n ouer paar gebore, wat volgens die mense nie die seën van die Here op hulle gehad het nie. Johannes wil 'n man daar in die bosse bly, in die woestyn bly. Johannes wat 'n onaansienlike ou is, hy het nie status nie. Hy het ook nie godsdienstige status nie, want hy is eintlik gebore uit 'n gesin wat nie die Here se seën op hulle het nie. Johannes die eenvoudige. Kan jy 'n aanvoeling kry van hoe God verby die grandheid in die lewe beweeg? Van hoe God verby die hooggeplaastes, die geleerdes, die belangrikes, die mense met die mag, die Kajafasse en die Ananiasse, jy aanvoeling kry hoe God by hulle verbygaan en 'n ou in die woestyn kry, 'n wille man wat die pad vir die verlosser, die pad vir Jesus kom voorberei het. Vir hom gebruik die Here. Nie die ouens met die mag in die hand nie. Nie die grand ryk mense nie. Maar die eenvoudige, die simplistiese, die sonder vertoon gebruik die Here. Nou is die vraag natuurlik, hoe moes Johannes die pad vir Jesus gelyk kom maak? Wat moes hy kom doen? Hoekom moes daar 'n Johannes die Doper gewees het voordat Jesus begin preek het? Want Johannes het die mense voorberei vir Jesus se prediking, vir Jesus se koms, vir wie Jesus was en vir sy kruisiging en opstanding. Miskien was dit as gevolg van Johannes die Doper se prediking en sy bediening, dat ons lees toe Jesus daar op die heuwel gaan sit het met die bergpredikasie, dat daar 'n paar duisend mense na hom kom luister het. Miskien was dit deur Johannes se bediening dat Jesus op 'n stadium vir meer as 5000 mans kos gegee het, buite die kinders en die vrouens. Dit lyk vir my of die Bybel sê dat dit iets van Johannes die Doper se bediening was, wat mense voorberei het vir Jesus. Hoe het hy dit gedoen? Wel, hier word aangehaal uit Jesaja 40 vers 3 tot 4. In Jesaja 40 staan daar, 'n stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed, maak in die Araba, dit is 'n woestyn, 'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelyke grond word en rotsagtige terrein moet 'n vallei word. Mooi metafore, beelde wat gebruik word van die
Israeliete wat op daai stadium in die ballingskap was. Hulle is aan die einde van die ballingskap, hulle is 'n klomp moedelose mense, en die Here sê vir hulle, julle gaan teruggaan na julle land toe. En dan sê die Here, maar 'n pad moet vir julle voorberei word. Al die dale moet opgevul word, die heuwels moet plat gemaak word, dan moet 'n gelyk pad wees vir julle om terug te gaan. 'n Voorbereiding moet plaasvind. En dan lees jy in die res van Jesaja 40 tot ongeveer hier in Jesaja 58, 59 van die Here wat besig is om hulle voor te berei, sodat hulle kan teruggaan. En dan sê Jesaja 40 vers 5, die voorbereiding moet daar wees, dan sal die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit gelyktydig sien, die heerlikheid van die Here, want die mond van die Here het dit gespreek. En nou haal Lukas daai teks aan, en dit word van toepassing gemaak op Johannes, en hy sê, so moet Johannes die dale opvul, die berge plat maak, hy moet die pad gereed maak, die mense moet voorbereid wees om vir Jesus se koms. En hy sê daar in Lukas 3, dan sal alle mense sien hoe God verlossing bring. Iets moet gebeur voordat mense Jesus se bediening kan ontvang. Iets moet gebeur voordat Jesus se koms en sy werk iets nuuts in mense doen. Iets moet gebeur voordat Jesus se werk jou transformeer en jou verander. Iets moet gebeur voordat Jesus my lewe verander. En die vraag vanmôre is jy voorbereid vir dit? Is jy gereed vir dit wat Jesus wil doen? Is jy gereed vir die koms van Jesus in jou eie lewe? As ons dit wat Johannes gedoen het op ons van toepassing kom maak vandag. Wat moet verander? Wat moet gebeur? Wat moet gereed wees vir Jesus om daardie transformerende werk in my lewe te kon doen? Wel, Johannes in sy preek kom sê dit baie duidelik. Kom spel dit uit vir die mense in sy hele bediening. Hy sê eintlik, as ek dit so kan opsom, my hart, my ingesteldheid moet verander. My hart en my ingesteldheid moet verander. Die mooi woord wat ook hier gebruik word is, dan moet in my 'n bekering plaasvind. Bekering, geliefdes, het ons so baie keer so negatiewe konnektasie aan dit gesit. Maar bekering beteken eintlik maar net doodgewoon. In my hart vind daar 'n ingesteldheid, 'n hartsverandering plaas hier binne in my. Hier binne in my. Die Griekse woord bekering beteken eintlik letterlik 'n verandering van my denke. Want as jy hier binne verander jou hele lewe. Verander alles wat jy doen. Ons het altyd die fokus, ek moet ophou om dit te doen, of ek moet nie dit doen nie, of ek moet nie dit sê nie, of ek moet my woorde oplet en moet mooi met mense praat. Dis ons fokus baie keer. Jy gaan nou sien, Johannes se fokus is nie dit nie. Dit begin in my hart. Begin hier. Moet dit verander. En as Johannes begin met sy preek, dan kom sê hy vir hulle die volgende. Hy sê, addergeslag, hy noem hulle slange, vir die mense vir wie hy preek, nee, hier's 'n klomp mense wat na hom kom luister het, dan preek hy vir hulle, en sê hy, julle addergeslag, ja, dink net, hoe sal hulle my kruisig as ek in 'n oggend in 'n erediens moet sê, die mense wat voor my sit is 'n klomp slange.
Geen wonder hulle wou Johannes doodmaak nie. Ander geslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas. Moenie vir julleself begin sê, ons het Abraham as voorvader nie, want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die eerste ding waaroor hy met hulle begin praat, oor hulle harte, is oor hoogmoed. Is oor hulle ego. Hy begin by die ego. En hy praat met mense, onthou daar's verskillende mense in sy gehoor. Daar was godsdienstige leiers, hulle het later lees ons in ander evangelies hoe hulle met Johannes se disippels kom redeneer het oor wat hy doen. Daar was van die kerkleiers daar was tollenaars daar was, weet ons ten minste ook Romeinse soldate daar gewees wat na Johannes kom luister het. En hy sê vir hulle, hy begin met die godsdienstleiers en hy sê vir hulle, julle wat dink dat julle saak met God reg is, julle wat dink dat julle so godsdienstig is, julle met die grand klere, julle met die vertoon daarbo, julle vir wie almal opkyk en die volk bewonder julle, want julle is God se manne. Omdat julle Abraham as 'n voorvader het, omdat julle die besnydenis het, omdat julle die wet het, omdat julle die kerk het, omdat julle die geloof het in julle. Julle dink julle is okay. Julle dink julle is okay. Dan sê hy vir hulle julle ander geslag en hoekom noem hy hulle slange? Want die woord slang het 'n klomp betekenisse, maar een van die betekenisse is dis 'n bedrieglike, gevaarlike ding. Dis 'n bedrieglike ding. Dit sou die mense herinner het aan die slang in Eden wat vir Eva verlei het. Julle is bedrieglik. Julle dink julle is okay, omdat julle die nageslag van Abraham is. En dan kom sê Johannes vir hulle, of julle nou Abraham se nageslag is of nie, of julle besny is of nie, of julle die Torah het of nie, of julle die hoofpriesters is of nie, of julle wie ook al is of nie, dit maak nie 'n snarse verskil by God nie. Hy sê wat saak maak is wat leef in jou hart. Wat leef in jou hart. Hy sê, want julle kyk neer op die ander mense, julle dink die hele tyd, julle is beter as ander mense, julle is heeltyd besig om die ander mense, die sondaars reg te help, hulle moet regkom, die boses daar buite moet regkom. Maar julle kyk nie na julle eie harte nie. Want julle drup van die hoogmoed. Loop van julle af. Ons glo daarin. Ons is nie soos hulle nie. Die tollenaars nie. Hy sê vir hulle, as julle maar in julle hart, as hulle vra wat moet ons doen, dan sê Johannes, dan moet deernis in julle hart wees. Want julle het nie deernis vir mense nie. Julle is so godsdienstig. Julle is so die nageslag van Abraham, maar julle voel vir ander mense niks. Want julle sit met hoeveel stelle klere? Hy praat van 2. Hy sê julle sit met hoeveel stelle klere en dan gee julle vir mense wat nie eers het nie, gee hulle niks. Julle sit met hoeveel kos en vir mense wat nie het nie, gee hulle niks. Hy sê maar julle is so godsdienstig. En dan kyk julle neer op daai arme mense. Dan kyk julle nog neer op hulle wat dan nou die sondaars is.
Hy sê, julle leef in julle harte met 'n geldgierigheid, sê hy vir die tollenaars. Hy sê, hoekom doen julle wat julle doen? Want julle eis meer geld van mense, want julle kry net nie genoeg nie. Hy sê, kan julle nie sien dat julle God is eintlik geld nie? Is jou God, is jou hart leef. Dan praat hy met die soldate, hy sê, julle wat so magsbehep is, hy sê, wees tevrede met wat julle het en moenie van mense jou mag gebruik, jou swaard gebruik, om goed van mense af te dwing, omdat jy nog en nog wil hê nie. Nog kry uit hulle uit. Die swakkeres oor wie jy die mag het, om hulle nog uit te buit, nog meer en meer uit te buit. Nog meer uit hulle te kry. Johannes is eintlik besig om vir hulle te sê, ouens, sien julle nie julle eie harte nie. Julle slange, julle misleide mense. Sien jy nie jou eie hart nie? 'n Voorbereide hart vir die koms van Jesus is 'n hart wat sien, ek het nie deernis in my nie. 'n Voorbereide hart vir die koms van Jesus is 'n hart wat sien en verstaan, ek is hoogmoedig. Dis 'n hart wat eerlik is. Dis 'n hart wat sien, ek is geldgierig. Dis 'n hart wat sien, ek buit mense uit met my mag. Hulle wat swaar kry, ek laat hulle nog swaarder kry, want hulle is maklik om uit te byt. Hulle kan vir nog minder werk. Hoeveel van ons het nie al gesê, ek betaal darm vir iemand die minimumloon nie. Betaal darm die minimumloon en dan sis ons gewetes met dit nie. Ek weet nie of 'n mens kan leef met 'n minimumloon nie. Geliefdes, die probleem wat en dit wat Johannes kom doen in die voorbereiding, die probleem is nie so seer dat die ouens maar net so selfsugtig is. Die probleem is nie so seer die hoogmoed nie. Die probleem is nie, en jy moet dit mooi hoor vanmôre, die probleem is nie so seer die afwesigheid van deernis, die geldgierigheid, die magsbeheptheid. Die probleem is nie so seer dit nie. Die probleem is, hulle kan dit nie sien nie. Daarom sê hy vir hulle, julle slange, want julle kan nie sien nie, julle is mislei. Julle mislei julle self. Hy sê, julle kan dit nie sien nie. Dalk wil mense dit nie in jou eie lewe sien nie, nê? Ja, dit maak 'n mens bang as jy dit sien oor jouself. Jy het dit nooit gedink nie, van jouself nie. Ek dink daai mense van daai klomp, 'n klomp van hulle het hulle laat doop, omdat hulle erken het, dit is so, Johannes, maar 'n klomp van hulle wil hom doodmaak. Herodes het Johannes se kop laat afkap, omdat Johannes sy vinger op die probleem gesit het en gesê, kyk na jou hart, Herodes. Dalk maak dit my kwesbaar. Ek haat dit, met alles in my, wanneer iemand hulle vinger kom druk op my hoogmoed, op my deernisloosheid. Ek haat dit met 'n passie, wanneer 'n goeie vriend, of 'n vriendin, of my liewe vrou, wat so getrou aan die Here is om dit te doen, vir my te sê, sien jy nie jou eie hart raak nie. Hy is kwesbaar. Ek voel of jy wil weghol. Nee, ek nie. Ek is nie so nie. Het jy al die woorde gebruik? Maar ek is nie so nie. Jy voel verneder. Jy voel, los my net uit, ek wil net weghardloop. Ek wil dit nie openbaar sien nie.
Ek wil 'n afstammeling van Abraham wees. Ek wil 'n gelowige wees. Ek wil die mooi dominee wees. Ek wil die mooi ene wees wat mense na opkyk en sê, maar is jy nie 'n mooi statuur in die samelewing nie? Is jy nie 'n goeie mens nie? Is jy nie 'n goeie Christen nie? En ons vergryp ons hieraan. Ons vergryp ons hieraan. Die stryd, geliefdes, dink ek persoonlik, is nie om sonde te oorwin nie. Jesus oorwin die sonde in ons. Die stryd is nie om sonde te oorwin nie. Die stryd is nie om meer geduldiger te wees nie. Die stryd is nie om meer liefdevol te wees nie. Die grootste stryd in ons lewe, en dis waarvoor Johannes die mense moes kom voorberei, die grootste stryd in ons is om ons eie hart te sien. Dis die stryd. Want as ek my eie hart gesien het, dan weet ek het 'n verlosser nodig. Dan verwag ek die verlosser. Dan soek ek die verlosser. Dan smag ek na die verlosser. Dan doen ek alles om daai verlosser in my lewe te kry, want dan is my hart gereed vir hierdie verlosser. Dan sal ek die parel gaan soek, die wêreld deurreis om die parel te vind. Dan sal ek alles verkoop wat ek het om die parel in die hande te kry, om die skat in die land in die hande te kry. Dan sal ek soos die verlore seun sit en sê, laat ek opstaan en teruggaan na my pa toe. Maar hy moes eers daar gedraai het, voordat hy gekom het en gesê het, laat ek teruggaan na my pa toe. Dit was vir my beter daar. Dan sal jy jouself verloon, dan beteken daai voorwaarde van Jesus, niemand kan agter my aankom, as hy nie of hy of haar nie hulle self verloon, hulle kruis opneem en my volg nie, dan is dit nie eers vir jou meer 'n issue nie, die selfverloning nie, want al wat jy soek is vir Jesus, is die verlosser. Here, ek wil nie so wees nie. Here, ek wil nie 'n liefdelose mens wees nie. Ek wil nie 'n hoogmoedige mens wees nie. Ek wil deernis in my lewe hê, Here. Here, ek het 'n verlosser nodig. Help my. As jy nie 'n goeie rede het om te verander nie, sal jy nie verander nie. As jy nie 'n goeie rede het om te transformeer in jou lewe, en sal jy nie transformeer nie. Dis so dit in ons mense is. En Johannes moes die mense gehelp het om hulle harte gereed te kry vir transformasie. Iemand wat sy hart nie gereed is vir Jesus nie, is soos iemand met die naam van Robert Weeks. Hy is 'n bekende skrywer wat die volgende gesê het oor verandering. Hy sê, ons vra gewoonlik hierdie vraag: Can I change without really changing? Can I alter only those parts of my life which are causing me pain but essentially remain as I am? Or more to the point, can I have relief but no real cure that will require me to work to significantly alter my style, perception or belief? Ons wil so graag hê ons lewe moet verander. Ons wil so graag hê ons wil soos Jesus lyk. Ons sê dit almal, né? Disippelskap, die pad van disippelskap. Ons wil soos Jesus lyk. Ons wil hê ons huwelike moet transformeer. Ons wil 'n mooi huwelik hê. Ons wil 'n mooi verhouding met ons kinders hê. Ons wil 'n mooi verhouding met almal om ons hê. Maar ons soek dit sonder dat iets in my hoef te verander. Ons wil die pyn hier wat ons baie keer in ons eie harte beleef, die pyn wat ons beleef, die trauma wat ons hier binne beleef, die seer, ons soek heling vir dit, maar die heling moet kom sonder dat enigiets in my verander.
Ek sal verander. Ek sal vir Jesus volg, solank ek net nie hoef te verander nie. Wat Robert Wick sê. Johannes, sy voorbereiding, het hy eintlik maar vir die mense kom sê, dis wat Johannes se prediking was, dis wat sy voorbereiding was, vir die koms van Jesus. Hy het mense gehelp om hulle eie harte te sien, gereed te wees vir die verlosser se werk. As ek Jesus wil beleef, moet ek my eie hart sien. Sonder dit gaan Kersfees by jou verbygaan. Jou nie verander nie. Jy moet jou eie hart sien. Ek moet ophou sien wat doen ander aan my. Ek moet ophou sien wat doen al hierdie vreeslike sondige mense. Ek moet sien wat aangaan in my hart. Ek lees so op Facebook baie keer sommer net wat mense skrywe. Baie keer ontsettend ontstellend. Maar oralster waar mense bitter is en uitvaar oor die kerk of uitvaar oor goed wat in die wêreld gebeur het, te kere gaan oor alles in die wêreld. Ons kan so die vinger wys, ons kan so beklei oor hierdie klomp bose wêreld. Maar ons kom min by die ding waar ek sê, bose ek. Want ek is maar net so. Ek kan dit net goed wegsteek. Ek moet ophou sien wat doen ander aan my. Ophou die vraag vra, hoekom doen hulle dit? En hoekom is hulle so? Die vraag moet wees, wat gebeur in my hart met dit? Kom is ek kwaad? Kom is ek geïrriteerd? Kom is ek bang? Kom voel ek so verneder? Hoekom voel ek nou so verneder? Dit is maar net my ego. En ek sal moet weet, as jy wil verander, sê Johannes vir hulle, sal jy moet verander. As jy wil verander, sal jy moet verander. Geliefdes, ek dink hierdie teks konfronteer my persoonlik, dalk vir jou ook, met hierdie volgende 2 vrae. Hoe graag wil ek vir God ken? Hoe graag wil ek vir God ken? Daarmee is saam die vraag, hoe graag wil ek verander? Hoe graag wil ek transformeer? Hoe graag wil ek hê dat Jesus die werk in my moet doen, dat ek die mens kan wees wie hy is, dat ek hom kan ken vir wie hy is. O, die Here wil in jou werk, die Here wil jou hom laat ken, maar hy doen dit nie om jou nie, hy doen dit deur jou. Hy doen dit deur jou hart, nie om hom nie. Wat is ek bereid om te doen? Jesus sê vir die ouens, voordat jy oorlog maak, moet jy eers die koste bereken. Jy moet eers die koste bereken. Is jy bereid om in jou hart te kyk? Is jy bereid om eerlik te wees vir 'n slag? Is jy bereid om regtig dit wat die Here vir jou wys te vat, sonder al hierdie weerstand? Jy bereid om te kom en te sê, Here, berei hierdie hart voor. Berei hom voor. Te kan sien. Want dan weet jy het 'n verlosser nodig. Dan weet jy het hom nodig. En dan kan hy in jou werk. Dan kan hy jou transformeer. Kan hy die verandering doen. Al wat jou keer is, hoe graag wil jy vir God ken? Dis al wat jou keer. Kom ons bid saam. Here, heilige Here, U